Dit is oor. Vader, dankie dat ons U nou kan gehoorship het, Abba, dankie dat ons hart gewoon uitpoor vir U, Abba. Vader, ek wil U dankie sê, Abba, vir U genade vir ons, Vader. U genade is onbeskryflik groot vir ons, Abba. Dankie, Vader, dat U ons op 'n stadium het ons gesien, Abba. U het ons gesien en U het ons geroep, Abba. Soos die skaapie wat verlore was, het U ons kom uithaal, Abba. En ons kom eer U daarvoor, Vader. Dankie, Abba, vir nou, dankie vir U woord, Abba. Dankie dat U woord so soet soos heuning vir ons is, Abba. Abba, ek bid vandag, Vader, dat ons hierdie honger sal hê, Abba, om hierdie skrol te eet vandag, Vader. Vader, die brood van die lewe, Abba, ons weet sy naam is Yeshua. Hy is die brood. En Yeshua is ons honger. Dankie, Vader, ek bid nou dat die Gees, Vader, deur die Gees, dat U vir ons hierdie woord sal kom gee vandag, Abba. En mag ons net so Samuel antwoord hier ons, Abba, spreek die diensknegt te luister. Dankie, Vader, vir nou ons eer en ons bid alles in die Yeshua se naam. Amen. Amen. Goeiemôre. Ons is besig met die genadegawes van Vader, wat Abba Jahweh vir ons gee. Dis hierdie geskenke wat Vader vir ons gee, dis wat ons kry om ons roeping te voltooi. En soos ons allemaal weer ons hierdie roeping en Abba kom gee vir ons, soos so amazing vir Abba vir ons 'n toolbox kom gee, soos hy sy mechanic is wat jy 'n toolbox het. 'n Toolbox het, van die dag as jy die dag toe gekies het om te begin werk, het ek 'n toolbox nodig gehad, en ek sy mechanic. En so toe ek vir die toolbox gekoop en as ek iets nodig het, dan het ek daai tool en as ek 'n draad of ek dan het ek 'n tang nodig. En so het jy elke ding nodig vir die perfekte job wat jy wil doen. Jy kan nie met 'n bojaar spanner kom staan en 'n 15 bout of 'n gewone bout, 'n 8 bout wil losmaak. En hy gaan stryk. En dis die ding. So jy moet 'n sekere job is vir 'n sekere ding. En dit is 'n sekere tool is vir 'n sekere ding. En dis belangrik dat ons op die einde van die dag van Vader vra deur sy Gees dat hy ons lei. Dat hy ons lei dat ons nodig het. Maar dit begin alles by die punt van jy moet jouself eers ondersoek. En vir Vader vra, Abba, wat wil U hê moet ek vir U doen? Daai handjie opsteek van hier se kant. Soos het laas het gepraat oor die gawe van tonge. En nou is wat eer Abba daarvoor. Abba het ons kon leer. Die gawe van tonge en hoe dit 'n hemelse taal is. Dit is baie belangrik dat dit 'n taal is tussen jou en Jahweh. Nie om jouself te lig nie, of om ander mense te laat hoor, dit is 'n taal wat Paulus tot self sê, jy gaan dit self nie verstaan. So hoekom wil jy langs mense dit uitspreek en hard spreek as die mense nie eers dit gaan verstaan langs jou? En dit is baie belangrik, Vader gee vir hom, dis tussen jou en hom 'n taal. En dan is daar wel die gawe om die bruid te stig, wat dan woord uit sy troonkamer is, en jy's nie die spreekbuis. Jy's nie die spreekbuis, dis nie jy wat die taal gee nie, dis nie jy wat die profesie gee nie, Abba praat dan deur jou. So baie mense soek altyd 'n taal, baie mense soek altyd net 'n taal om te bid. Baie mense. En ek het laasweek gepraat van as jy regtig by Abba Vader se voete gesit en hom vra vir dit en glo jy, dan sal jy ontvang as dit sy wil is. Maar dit is nogal belangrik dat Vader in die bediening ook self die gawe van taal het wat jy kan self die bruid stig en die woord kan kry as 'n troonkamer het vir 'n bediening. Soos wanneer Abba direk met sy bruid praat. So miskien is jy dalk iemand wat 'n spreker van Jahweh is, of 'n uitleer van tale is, en Vader wag net dat jy jou hand opsteek, en hom vra en smeek en glo, so God. Miskien sit jy hierso vandag, en jy is dalk, jy dalk die gawe, maar jy nog steeds daai so groot twyfel in jouself, wat die vyand vir jou gee, dat jy dit eerder net plus. En dit is belangrik dat ons opstaan, dit is belangrik dat die bruid opstaan en vir Vader vra vir die gawes, maar is om die bruid te stel. Dit is baie belangrik. Soos laasweek kan ons daar baie vinnig gehoorgoed inkom wat van gepraat het, as jy gawe het, so wag vir Vader, wag op hom. Soos ek laasweek getuig het, ek moes 'n jaar en 'n half gewag het, vir Vader om vir my te gee, vir tussen my en so Abba sal jou as sy wil seën op jou. Dis soos geld. Vader wil vir ons rykdom hê. Alles behoort aan hom. Psalm 24 sê Abba, alles behoort aan ons. Maar jy kan vra vir rykdom. Maar die ding is as jy gaan rykdom ontvang en jy vergeet van Abba, want dis so die meeste tyd mense gebeur. Hulle kry rykdom en hulle dan
begin dit spandeer en hulle kry hoogmoed en ander dinge. En by einde van die dag, dan vergeet hulle van Abba. Vergeet dit al van hom. En die dag as die geld weer minder raak, dan kom hulle weer na buite hulle op hulle knieë. En dan kry hulle weer geld en dan so gaan hulle aanloop. En dit is presies soos 'n persoon wat uit die tabernakel buitekant en dis gaan by bronsaltaar bly sonde gaan weer terug in die wêreld in. En dis baie keer sal Vader nie vir jou geld gee nie, want Abba gaan nie toelaat dat jy geld kry as hy jou gaan verloor dalk nie. Dis baie belangrik. So wys vir Abba, jy kan met geld werk. Jy sal nie hom los nie, jy sal nie sy hand los nie. Dan glo ek sal hy vir jou gee. Maar hy gaan nie dat jy hom verloor nie. Selfs is so met 'n gawe. As jy 'n gawe gevra en jy bid vir Abba om 'n taal te kry byvoorbeeld, en jy gaan dit doen om jouself te bou, gaan Abba dalk nie vir jou dit gee nie. Of 'n gawe van genot gesond maak. Wys vir Abba hoe nederige hart jy het en dit vir sy koninkryk is en vir die bruid is. En hy gaan weer die toets gaan. Dit is 40 jaar in die woestyn. Hulle is getoets. Soos dit ook met gawes. Ons moet baie versigtig wees. En die woord sê byvoorbeeld soos iemand wat in tale profeteer. Tot dit gebeur baie vandag en ons is baie vals profete. En ons moet kyk na die vrug. Die woord sê vir ons uitdruklik, ons moet kyk na die vrug. So maak nie saak wat se gawe die persoon het nie. Kyk na die vrug. So oorgegee so. Jy moet jouself ondersoek. So nou sê, vra vir Abba vir die roeping wat hy vir jou het. En Vader sy huis het nodig. Sy huis het nodig. Veral die tyd soos nou kom, wat kom. Tyd soos nou die tyd wat kom, gaan dit nodig wees dat die mense in die gaas begin opstaan. En ons het nodig. Want die ding is ons gaan dit nie kan doen as ons nie glo ag dit is. Ons gaan nie. Ons het profesie nodig. Ons het profesie nodig uit Vader se troonkamer. Ons het gesondmaking nodig. Ons het al die gawes nodig om profesie. Want dit tye gaan ander erge raak en met die woord sê dit raak ander erge. En ons gaan so moet ons self sit vandag en vra vir Abba. As vandag maar net ek vra vir Abba. En dan glo Vader gee vir ons die bruid om ons die bruid te stig en die bruid te kry. Vader sal ons die regte gawes gee sodat ons kan funksioneer as sy liggaam. So as baie boetas sissels wat dalk bedien as die spreekwyse, maar hulle dalk genesing ook nodig. Hulle het dalk genesing nodig. Waar is die lede van die liggaam met die gawe van genesing? Ons het dalk iemand met daai gawe maar is te pak met sonde, of dalk met verwerking, of dalk net gemaklik, of dalk bang om hand op te steek vir die gawe te ontvang, of dalk skaam. Hoe gebeur dit nie baie nie? Dat mense skaam is. Die vyand gaan altyd probeer om te keer die bruid nie gestig kan word nie. En die vyand weet die gawes is daar vir die bruid en hy gaan dit keer of hy gaan dit sleg maak. Want hoe harder jy vir albei werk, hoe harder moet jy werk. Dis 'n vyand. Gaan kyk maar die meeste kere daar waar jy vrees is, daar lê roeping. Ek het getuig vandag, my grootste vrees in my lewe was, dit was nie vrees, maar dit was as jy as 'n skoolkind met Engels praat. Dit was vir my baie erg geweest. Ek het graad 2 en 5 met 'n kruisie omgekry, so 'n mooi pink kruisie. Dit is nie goed nie. Dit is nie 'n 5 is 'n prestasie nie. 5 is die laaste was. En ek het net geweier, ek gaan Engels praat en ek sê hoes. En my mamma moes my gestuur het en op Engelse klasse, ek onthou dit, ek moes Engelse klasse gedoen het. Daai long, ek my eerste die Engelse woorde ek kon spreek was 'n long game spider. Daai liedjie. En staar my lewe het gekom en ek kon nie bid vir mense nie. As ek vir mense bid, ek het dit al baie sê, maar nie so is wat jy al gehoor het. Ons dat as ek vir mense moes bid, het my keel begin toetrek. Ek het begin stres. Dis soos in die grootste berg voor my gewees. Weet julle wat? Ek eer Abba, vandag moet ek bid in Engels. My grootste vrese moet ek doen vandag. Luister die sondags kan ek nie bid in Engels. Ja, ek vra vir Abba my tong te doen. Want deur sy genade kry ek reg. Maar dit is raar, maar so ek gaan kyk bietjie waar jou grootste vrese was. Daar sit jou gawe daar, want die vyand weet wat jy is. Hy sê jy's 'n koning, jy's 'n priester en hy lieg vir jou want hy probeer keer dat jy met jou volle potensiaal kom. Dis baie belangrik. Prys Abba dat hy
Maar is op 'n stadium met 'n ou in die lewe kom met die joint opsteek en sê, "No maak aan joint." Dis die Zulu woord vir maak nie saak aan. Maak nie saak aan nie. Joshua het gehad. Hy gestaan voor haar joint. Hy sê net sy broek het nog steeds gelewe, al was hy die bolste ou gewees. Hy het gesê nie meer as so wil ons gaan. Dis belangrik. Jy gaan nie belofte, maar jy gaan steeds weglos. Daar is nou 'n mening vir jou. As iemand sê dat bang is, bestap net van die gawe te ontvang. Hier is 'n vers wat my bemoedig het in my lewe. Jy mag dit vir julle lees, ek hou maar even hierdie vers. Ek weet, ons praat baie oor wat gaan oor hierdie roep. Ek wil vir ons Jeremia 1 vers 4 lees, van Jeremia 1 vers 4. Dit is oor die mooiste. Want hierdie my geld bestaan in my lewe, want die vyand kom vrees in my liggaam probeer in plaas het. Vers 4 sê, die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken, en voordat jy uit jou liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Voordat jy geken, voordat jy gebore is. Geestelik. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Tog het ek gesê, ag Here, verwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jong. Hoe baie sê ons vandag, ek kan nie praat nie, want ek kan nie praat nie, ek is skaam, ek kan nie praat voor mense nie. Jeremia het myself gesê, hy is te jong, en hoor, kyk, ek sê moet julle doen. Baie keer dink jy is nog te jong. Maar luister, maar die Here het vir my gesê, moenie sê, ek is jong nie. Want daar wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Punt. Jeremia, maak nie saak hoe bang jy is of jong is nie, gaan. Hoor hierdie mooi vers, en almal het vir my kom stuur op stadium. Vers 8. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. Moenie bang wees nie. Vers 9. Ja, maar Abba, ek kan nie praat nie, ek weet nie hoe om te praat nie, ek is te jong, ek kan nie bid nie. Vers 9. Toe die Here sy hand uitgesteek en my mond aangeroer. En die Here het my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Kyk, ek verstel jou vandag oor al die nasies en oor al die koninkryke om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant. So vra vir Abba om jou tong te roer as die vyand vir jou lieg. En ek sê baie keer, Engels is baie moeilik. En rarig wat voor die Engelse toere, vra vir Abba my tong te roer. En ek eer hom, hy roer my tong. Hy roer my tong, maar as nie jy self en ek self kan nie Engels praat nie. Maar as Abba my tong roer, kan ek Engels praat. En ek eer hom daarvoor. Vers 11, verder in die woord van die Here tot my gekom en gesê, wat jy sien Jeremia, en ek antwoord, ek sien 'n amandeltak. Amandeltak. Dit is daai amandelblommetjies wat in die menorah is. Dis die amandelblommetjies wat vrug uitwys. Dis daai amandelblommetjies waar hy oogie het in die middel wat ons oog is om wakker te wees. Want dan hy die amandeltak, dis die heel eerste ding wat Jeremia sien. Hy sien 'n amandeltak, 'n blommetjie. Mag ons amandelblommetjies sien. Mag ons vrug sien. So die vyand lieg vir jou moet aan sisse hou op om net te sit, hou op om te vrees, die bruid het jou nodig. Jy het daar die gawe van 5 talente, wat 5 talente werd is. Al wat jy moet doen is kies en vra. Hoor jy, die huis, die bediening, ons hierso het jou nodig. Staan op en vandag en sê, Jahwe, hier is ek. Geef my asseblief 'n gawe op die bruid te staan. Sê dit net Yeshua genees. Nou wil ek praat vandag oor gawe van genesing. Ons Here almal, as ons besig met die gawes wat die Vader geskenk het aan ons gee. Ons is eers by die moeilikes besig is ons met die vrugte van die vlees wees. En die lees van die vrugte van die gees. En hierdie gawes, hierdie geskenk wat Allah vir ons het. Het Yeshua genees? Of het die disciples ook genees? Lukas 9 vers 1 sê, en hy het sy 12 disciples saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees. En hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Hy, Yeshua,
het vir hulle die gawes gegee. Hy het vir die koninkrykswerk. So as jy 'n disipel wil gaan maak van al die nasies, dink jy Yeshua sal vir jou dan 'n gawe gee van genesing of van tale, profesie, en mag en gesag oor al die duiwels, die demone. Vra jy, glo jy? Ons kyk na die betekenis van gawe van genesing om beter te verstaan. Jy Korintiërs 12 vers 9 sê, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Die gesondmaking is 'n gawe van dieselfde Gees. Maar het uitstaan staan deur dieselfde Gees. Deur. Jy kry gawe van gesondmaking deur jou. Is dit deur jou wat jy genees? Is dit deur jou wat persoon genees? Of is dit deur die Gees? As jy dit nie wys, want die Ruach HaKodesh, hy die Gees werk deur jou. Is nie jy nie. Jy is nie die persoon wat hy sal in swede baie persoon sy kop sit. Ek genees jou. Nee. Ruach HaKodesh, Vader, deur die Gees genees daai persoon. Wat is deur? Daai Grieks vraai deur beteken in, deur, met die Gees. Met ander woorde, gesondmaking in die Gees, gesondmaking deur die Gees, gesondmaking met die Gees. So jy moet in die Gees wees, dis geestelik en natuurlik. In die Gees wees, en deur die Gees, gesondmaak, met die Gees. Dis iets wat in die geestelike dialoog gevleg moet word. Die genesing word gedoen deur die Ruach HaKodesh, en nie deur jou nie. En net so genesing met die Gees. Want sê gou, is dit 'n genadegawe van gesondmaking deur wie? Nee. Dis 'n genadegawe van gesondmaking deur die Gees van Jahweh in Yeshua se naam. Vra ons nie verkeerd as ons hande oplê nie. Bid ons nie altyd, Vader, ons bid dat U hierdie persoon sal genees. Is dit nie, Vader, ons bid, as dit U wil is, dat U die persoon sal genees deur U Gees en Yeshua se naam. Ek gaan weer vir ons lees. Vader, ons bid, as dit U wil is, dat U die persoon sien aan oplê. Okay? Die persoon sal genees deur U Gees in Yeshua se naam. So die vraag wat baie keer gestel word, ons kry baie keer, ons het al baie gekies opgehad, mag ons hande oplê. Mag ons hande oplê. Markus 16 vers 16 verduidelik dit. Maar as baie mense wat te bang is om hande oplê, dis weer eens 'n volse deel van die vyand. Daar's 'n stuk stigma dat die buitekant loop sê, jy moet nie hande oplê nie, want dan kan daai mooitjie aan jou vra. Wat doen die vyand? Hy keer dat jy nie hande oplê. Want jy glo een ou wat so sê, en dan, wat van die woord? Wat sê die woord dan? Mag ons hande oplê? Mag ons nie hande oplê? Markus 16 vers 16. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Ekskuus. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê. En hulle sal gesond word. So hier is nog 'n sleutel. As jy vir iemand bid vir genesing, dan moet jy hande oplê. Okay? Moet jy hande oplê. Nie wat jy moet gesond word in Yeshua se naam. Nee. Jy moet hande oplê. Maar lê die hande. Ja. Okay? Nie so nie. Hande. Nie hande oplig nie, hande lê.
Daar staan ons daai ding. Okay. Right, so, die Hebreë vir hand is Jod. Okay, of Jad. Die palm van die hand is Kapjod. So as jy praat in Hebreë van die hand, beteken dit die hele hand. Okay, die hele hand. Dit is die hand en die palm, die hele hand. Nie bytjies nie van waar mense so nie. Vingers, daar staan nie vingers lê nie. Daar sê hand. Jy moet hande op lê. Okay, so Kapjod beteken die hele hand. Hy sê so interessant. Soos nie as iemand hande op lê, sit jy hulle in Jahwe se hand. Want alles is in ons hande gegee deur Jahwe. Okay, hoor gou gee my stuk. Genesis 9 vers 2 sê die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls in die hemel. Alles wat op die aarde beweeg en al die visse in die see, hulle is in julle hand oorgegee. Alles is ons hande oorgegee. So jy is die wessel, jy bepaal hoe jou handjie gaan beweeg. Okay? Ook seën jy iemand met hande. Kyk maar vir Efraim en Manasse en Jakob. Dan is daar ook onderskeid oor die kant van die hand. Hulle dui dat die kruis besig moet kry. Want Efraim en Manasse, Jakob het hulle 'n kruisseën gegee. So weet dat Yeshua aan die regterkant van Jahwe sit. Okay, volgens die Vaders. Hy gestenig is deur die hemel opgemaak en hy sien dit. Maar ook gee Jahwe sy regterhand vir ons. Dawid beskryf dit in Psalm 110 vers 10. Hoor gou hierso. Die Here het tot my gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande met die voetbank vir u voete. Totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir die voete. So Vader sê, Dawid sit aan my regterhand. Ek sê beskerm. Ook Matteus 25 vers 31. Reg het ons lees. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Soos wie sê die woord dat die skape is aan die regterhand. Wie is aan die regterhand van Jahwe? Yeshua. Hy is die regterhand. Die skape is aan die regterkant. En wie kom Yeshua vir die verlore skape van Israel? So die skape is aan Jahwe se regterhand. Die Hebreë vir noord is dieselfde as linkerhand. Hebreë vir noord beteken noordelike kant. Okay? En suid, die regterkant. As jy kyk na Israel, waar was die suide? Jerusalem. Waar is berg Moria? Waar hemel gaan aarde raak? Die suide. Regterkant. Regterhand, prentjie van die regterhand. Die pygons, die bokke, die linkerkant is die suidekant. Die ou afgodsdienaars kom by die noorde. Is nie mooi prentjie nie. Die bokke, linkerkant, die skape, regterkant. Jerusalem, regterhand, hoë linkerkant. So Yeshua wat in die regterhand van Jahwe sit, het die verlore skape van Israel gaan haal, wat in die suide linkerhand was, en hulle weer teruggebring na Jahwe se regterhand. Die feite nie dan. Kan ons sê die regterhand is vir die bruid? Yeshua is soos hoëpriester in die bruidskap. En die linkerhand is vir die wêreld. Dis hoekom die linkerhand gesê word vir rykdom en eer. Spreuke 3 vers 6 sê, en sy regterhand is lente van dae. Dit sal ons gaan wees. En in sy linkerhand rykdom en eer, die wêreld. So jy as bruid soek regterhand ede.
Die linkerhand, as jy dit verkeerd gebruik, kan lei tot jou verderf. Soos Efraim, wat die regterhand gekry het, maar die linkerhand gekies het. En Efraim volgens die woord is uit. Sy naam is nie opgeskryf in een van die poorte van die nuwe hemel, die koninkryk. So moontlik was dit interessant geweest oor die verskillende hande. So met watse hand wil jy op jou hande oplê? Dis 'n keuse. My regterhand is net vir my baie tyd. Ja, dis vir skape. So wat dink bietjie na wat se kant jy hand wil oplê? Ja, ek het gesê. Skielik kyk daar ook van 'n grasie by geskryf. So jy het om te dink daar is mense wat sê ons moet nie raak aan die mense as dit nie. So die woord sê ons moet hande oplê. Kan ek nog 'n vers oor lees? 1 Timoteus 5 vers 20 sê. Ja, maar dit is die ding wat mense aanhou. Van die moenie hande oplê nie, want 1 Timoteus 5 vers 20 sê jy moenie hande oplê nie. Daar staan: bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. So dan eerst sê bestraf die wat sondig, nou die sondige gedeelte, so bestraf die. Dis wat dit al geskryf word. Sodat ook die ander kan vrees. Ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus en die uitverkorene engele dat jy hierdie dinge sonder veroordeel of ag neem en niks uit partydigheid doen. Maar vers 20, dis nou waar mense net hierdie versie lees. Moenie haastig iemand die hande oplê nie. Dan stop mense. Ons mag nie hande oplê nie. Daar staan, moenie haastig iemand die hande oplê nie. En moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie, hou jou rein. Dit gaan oor sonde. Staan nie, moenie hande oplê, of staan nie haastig. Wees versigtig. Jy kan Jahwe se salwing keer deur nie hande op te lê nie, moet ons self. As jy 'n stuk verstaan sê die Timoteus bestraf. Met ander woorde, adresseer eers die sonde met daai persoon. Bestraf, bid vir hom, kry die sonde eers reg, voordat jy die persoon seën met die hande. Moenie net gaan en lekker mag jy gesond word en jy soos het. Gaan bid eers vir die persoon, en dit help nie jy solf hom nie. Want die woord sê uitdruklik, die siek is, Jakobus 5 gepraat, as jy siek is, moenie sondig nie. Kry jy sonde uit die weg uit, en dan neem jy die salwing. Dis om wees versigtig om te gou te gaan hande oplê. Dis belangriker as jy daai persoon kry na Abba toe, kry hom reg, kry die fondasie weer reg, repent, dat hy bely, dat hy reg wees, ek kies vir jou Abba, dan salf jy. Maar as staan nie van jy moet nie hande oplê nie, maar dan keer jy die sonde. En dis 'n leer van die vyand af. Ek was Jakobus 5 vers 12 lees. Maar hoe alles my broeders, moenie sweer nie. Nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eet nie. Maar laat julle ja wees en julle nee. So nie onder die oordeel val. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is daar iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Dalk wou hulle wat met sal gebeur. Die woord sê daar, hy was onrustig gewees. En Dawid het begin speel met die harp en die demone het gevlug. Soos jy 'n bad dag het, sit daai musiek klip aan en begin worship. Maak die venster oop dat die demone kan vlug. Sing klip aan. So dan sal sê, as iemand opgeruimd is, as jy net voordat jy die hond wil skop, sit daai musiek klip aan in die huis. Laat hom psalm sing. Vers 14, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Ons weer is. Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid. Okay? Nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Bid vir hom, nadat hulle hom gesalf het. Kyk, in die naam van die Here. En die gebed van die geloof sal die kranke gered. Dis nog 'n setel.
En die Here sal hom oprig, self as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Logies so vas is dit. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van regverdigheid het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid dat nie moes reën nie. En het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspreek. So in hierdie gedeelte verduidelik Vader Jahwe duidelik wat ons moet doen as iemand siek is. Eers dit, kyk, eers dit, met hom salf. Ja, sê maar, salf. Lê jou hande op, jou hele hand, gooi die olie. Salf, Jahwe sê maar, maak hom salf. Maar wat sê die ander gedeelte? Moet nie haastig salf. Kyk, so ander gedeelte, so maak seker die persoon bely sy sondes, hy gaan ondersoek hoe kom jy siek te hê, want seker kom van die vyand af, bely dit vir Vader, salf, okay, dan, bid vir hom met 'n regverdige gebed, bid vir hom, okay, en dan, moet ons geloof hê, ons moet geloof hê dat Jahwe die persoon genees, en dis wat dit, ons moet geloof, nie net die persoon wat nou moet genees word, van ek is nou gesalf, ek is nou gebid, dan moet ek weet, die woord sê dat ek geloof, want dit is belangrik, want die vyand gaan nie laat twyfel, dan gaan hy maar praat, maar die mense wat ver ontbid, of aanbid, hulle moet self ook geloof, dan het jy, allemaal lig haar netjies op, en ons allemaal bid saam, lekker huis toe, dankie maar, ons moet geloof, wat is dit te glo? Bly bid. Bly bid. Jahwe sal genees. Ons moet geloof hê soos Elia. Hy was 'n gewone mens. Die Vader het sy gebed gehoor. Is daar tye wat ons bid en bid en bid en bid, maar dan kom die deurbraak nie. Gebeur. Ek het vir 'n paar getuienis gegee van hoe lank mens bid. Maar Allah kom altyd weer op sy tyd. Op sy seisoen wat hy vir jou het. Maar is aan geloof. Mense kan ons baie keer nie dinge verstaan. Baie keer kom die vyand aan en dan saai hy wat vol. Die vraag is, hou jy aan bid? Dis wat nou dat sy liedjie dat sing het. Don't stop praying. Don't stop praying. Dis geloof as jy bid. En jy vas in nou in sy beloftes. Dan vra oor jy Jahwe as hy sê nee. Sal jy geluk oor die einde toe. Lazarus was die mooiste storie geweest. Wat 4 dae dood was en toe die wonderwerk gekom van genesing. Johannes 11 vers 3 sê, dit was Lazarus wat siek was. Hy was siek. Ons dink dit aan sy dood, hy was siek geweest. Self Lazarus dink ek as jy nou die koning se vriend was, Yeshua se beste vriend, nie van sy vriende was. En jy het baie keer saam groot geword en jy het wonderwerke gesien. En nou word jy siek. En jy gaan so sê, ja, maar my chomie is, ek praat al beter, my vriend is, hy is 'n koning, hy kan genees. En ek kyk nou, hy spraak nog die ding wat Lazarus mee gesit het. Waar is jy my vriend? Kom genees my. En ek kan jy aan die ander kant weer dink, hoe het Yeshua gevoel? Want hy wil gaan, hy hoor dit, en hy wil, wat is die nie? Hy gaan nie. Maar hy was gehoorsaam gewees aan Vader. Hy was gehoorsaam gewees. So ek lees ons. 3 susters het toen hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u lief het, is siek. En toe Yeshua dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot dood toe nie, maar tot heerlikheid van God. En ons het baie keer ons met hierdie stuk vashou.
Baie keer is dit tot eerlikheid van God. Sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. Vers 14. En toe sê Yeshua vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly op julle wil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. So ons weet dat Lazarus toe nog 4 dae uit die dood opgerig. So die storie van Lazarus wat 'n vriend van Yeshua was, leer ons dat sekere dinge gebeur met 'n doel in die lewe. En alles gaan om jou te verheerlik. Daar is 'n gestigte. Jahwe is besig om getuienis voor te draai. Baie keer moet jy, soos Lazarus wees, baie keer moet jy jouself sterwe in al opsigte. Maar baie keer, Vader kom altyd deur as 'n suiwer is. Altyd. Hy berei 'n getuienis voor. Ons is besig met die nations om 2 jaar met ons Afrika is. Hulle kom hier aan met 'n bakkie en daai 25 mense vir wie se spiek op wat luister hier nog. In 'n bakkie. Ons sukkel Sondag. Ons sukkel rarig. Maar ons wag op Abba. Ons wag op Abba. Want Abba besit alles, Vader, hoe kan jy vir ons 'n mis gee? Hoekom nie? Selfs mense wat daar by mense is, het 'n beste man gegee. En dis verstaan waar ons aanvaar word. Ons sien hulle ons gegaan. Ons wag op Abba. Want die dag is waar hy presies sal kom. Hulle hierdie monde nie stil kry. Hy is besig om voor te berei. Die vraag is, probeer ons self plan maak. Het is maklik om geld te gaan die nuwe bus te koop. Dan wag ons op Abba. So ons vashou. Sy wil. Baie keer moet ons groei. Eers groei. So die koninkryk kan groei deur die getuienis. 4 dae later maar daar. Nie ons tyd nie, maar wel Jahwe se tyd. Soos Yeshua ons wag. Vader sê wag. En hy kom gaan genees hy nie. Vader sê wag. So baie keer sit ons met hierdie doring in ons vlees. En dit word nie weggevat of genees nie. Jy's nie alleen met daai soos ek vandag vir jou sê. Jy's nie alleen. Daar's 'n bekende skrywer in ons ken hom, wat baie boeke in die woord geskryf het, wat ook gesukkel het. Sy naam is Paulus. Hy was die Here vir my oë. Ons eiste. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, dit is waarlik nie vir my nie nuttig om te roem nie. Paulus skryf dit. Want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam weet ek nie. God weet dit. Dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit. Dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat die mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself, ek Paulus, sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar ek laat dit na, sodat niemand my woorde mag skat as wat hy van my sien, of wat hy van my hoor nie. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee. 'n engel van Satan, om my met die vuis te staan, dat ek my nie sou verhef nie. Hy is geboelie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my af sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Dis woord vir iemand vandag. Hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Vader se krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dis in my swakhede roem, sodat die krag van Yeshua in my kan kom. Daarom het ek 'n behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge,
in my noudhede, om Yeshua se wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Daarvan boldness om te sê. Want, dis maklik om te lees. Maar besef ons waar dit Paulus is. Want Paulus het tot in die moeilikste tyd in die tronk gesing. Al die disciples is mishandel. Wat Jesaja was, die helfte deur gestry. Net sodat ons vandag oor hierdie woord kan stry. Paulus is deur moeilike tye, net sodat ons as mens vandag die houding kan hê om oor die woord te stry. Ons besef nie wat hulle is. Ons besef nie. Paulus het alles gegee, hy is so nederig en het sy doring in die vlees aanvaar. Hoe het dit nog gewys dat alles is om nederig te hou. En ons kan leer uit. Jy moet weet, hy was 'n hoogs geleerde gewees. Hy het onder Gamaliel geleer. Hy het baie kennis gehad. En wat nog gewoonlik uit die kennis uit? Hoogmoed. Paulus is aangeval deur 'n demoon wat hom heeltyd geboelie het. Hy het 'n moeilike lewe gehad. Eers was hy blind. Dis was hy dit ook begin het. Toe is dit genees. Hy was al blind geslaan gewees. Hy was gestenig. Hy was geslaan. Hoor gegaan sê 2 Korintiërs 11 vers 25. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 roe en op 1 dag. 5 keer is hy 40 roe geslaan. Weet jy waar hy sy rug gelyk? Paulus se rug is. Met 'n vraag gehelm, 5 keer te staan, 40 roe. 40 is die maksimum. Dan mag jy wil jy doodgaan. 3 maal is ek met stokke geslaan. Ek gaan sê dit oor sy rug. 1 maal was ek gestenig. En dit het hy gelyk. 3 maal het ek skibreek gelyk. 'n dag het ek op die diep water weer gebring. Gedryf op see. Dit was op reis. In gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van heidene, in gevare van die stad, in gevare van die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders. In arbeid en moeite, in slapelose nagte dikwels, in honger en dors dikwels sonder ete, en koue en naakte. Behalwe dit alles, my daaglikse bekommernisse ook, die sorg vir al die gemeentes. Dit is erg as gebreek. Dit is want dan leer die mense opinie. Mense dinge, mense emosies. Dit was wel baie erg geweest. Vers 9. Wees swak, en ek is nie swak nie. Aan wie woord is struikelblok is en weggelê, en ek is nie aan die brand. As daar geroep moet word, sal ek in my swakhede roep. Die God en Vader van ons Yeshua, geseën tot in ewigheid, weet dat ek nie lieg nie. Hy sê dit. So nou wat ons as mense in die klas en moeilik gaan, nog sê ek hoor. As jou ou Dorothy. Hy was Dorings. Dis hoe hy sê, die moeder het my geslaan. Of van vyand af, of van 'n Satan af. As hy ook nie op die pad baie keer bring. Maar baie keer dan val hy toe. En daar op die grond. So hy is ook almal eens nederig. Hy is so eens nederig. Miskien sal dit nie nodig wees om geboelie te word. Paulus het alles gesien om hom nederig te hou en nou sy krag te wys deur sy swakheid. Was dit moeilik? Ja. Menslik is dit altyd moeilik. Hy het gebid 3 keer dat Vader Jahwe dit wegvat.
Vader het nie weggevat. Ons kan duidelik sien dat die vyand siekte bring, dinge oor ons bring. Maar baie keer dan dwaal weer toe vir 'n groter prent. Of om jou te beskerm, of om jou te kry tot volle potensiaal vir sy koninkryk. Paulus het toe die dood toe vasgehou. Hulle is reken uit die siekte gehad, wat soos elektriese aanvalle was. Dis 'n siekte wat jou opbyt gaan. Dis dit hartseer dat mense vandag om as goed te beskou in sy naam slag. Deur dinge uit konteks en die woord taal en sê hy sê so. Die punt is, hy sou nooit opgehou het Godvreesend te wees nie. Selfs in Handelinge 24 erken hy dat ek onderhou die wet en die profete. Die punt is met ons sal. Ons besef nie. Ons besef nie waar die skrywers is. Moenie in 'n naam slag. Moenie in 'n naam slag ook. Moenie sê, Paulus sê, dat jy kan 'n vark eet. Of los die stamme. Want daai ou het geveg vir die waarheid. Tot die dood. Jy maak sy naam slag. Gaan begin vra vir almal vir konteks. As ek dit Paulus op sy dood omdraai, sy woord het ons sê vandag. Soos moet nie ophou bid nie. Paulus het nie opgebid, hy het 3 keer gebid. Filippense 4:6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed, smeking en danksegging bekend word by Jahwe. Ons mag smeek. Ons mag smeek. Abba hoor baie keer die woord kom hoor uit. En as jy vyand iets op die pad bring, hou aan glo. Hou aan bid. Hou aan smeek. Dis belangrik. Vader gee vir ons gawes. Hy gee vir ons gawes van genesing. Jy sê dalk nie vandag, jy daai gawe, maar jy sit op hom. Jy sit op hom, jy stap te bak of te skaam. En so keer jy dat daar die mense genees kan word deur Allah. Dis belangrik. Hou op sit. Allah het vir ons almal gawes, hy sê nie daarson vir sekeres nie. Hy het vir die priesters gawes. As jy 'n keuse maak om 'n priester te wees, jy word gedoop. Gaan Vader vir jou gawe gee. Dis dit. Die vyand gaan lieg vir jou. Hy gaan my lieg vir jou. Hy gaan ook in dieselfde posisie sit. Ek wil vir ons 'n gedeelte speel van 'n man wat bly glo het. Dis 'n voice, dit is 'n voice note of 'n stukkie. En die hele boodskap daaroor gegaan, oor die wonderwerk. Ons bly aanhou glo en bid. Vader sal hoor, hy hoor ons gebede elke dag. Want ons baie keer is 'n reason for a season. So bly oor vir ons. Hy bedoel ons. A reason for a season. Baie belangrik. So nice to hear. Tell you a story about a guy named Dwayne. Dwayne was a pastor in Texas and called by God and a great Bible teacher and Bible preacher. And there was one weekend he got sick and he caught a flu, like sometimes we catch just an average flu virus. Well, he got up to preach that morning, and as he did every week, and he preached the first service. They had 2 services on Sunday morning, and he wasn't feeling that great. His voice was a little bit kind of feeling rough, but he preached. And then he went ahead and preached the second service and was feeling a little bit worse. They had an evening service that night, and he told the leaders, I can't preach tonight. My voice is just gone. I don't know what's going on. And well, what ended up happening was this flu virus attacked his vocal cords.
It was a very unusual thing. The doctors couldn't even quite figure it out. It damaged the nerve tissue of his vocal cords beyond repair. Over the next 3 years, he went to 63 specialists and their teams, over 200 doctors, as they tried to diagnose him and treat him. His voice, he said, it felt like the worst case of laryngitis. He said it felt like somebody choking you, like just pressing up against your vocal cords, like this non-stop pressure against your throat. A year after he experienced this flu virus, he had to step down from his church. And that's what he felt called to do. I mean, as you know, as a pastor, our voice is kind of important, right? I only do 2 or 3 things, and one of which is preach. And I cast vision, and I lead. I preach, lead, and cast vision as the shepherd. And you need a voice. It helps. He didn't have a voice. So after a year, on his own willingness, he said, this church needs to find a new pastor. I don't know what's going on. He was devastated. His family moved down to Houston. His wife got a job because it took him a while to figure out what to do. His whole life he'd been trained for ministry and prepared for ministry, and now he can't do that. They didn't have a voice. Can't even talk. He did eventually find a job, but just went through some struggles, depression, discouragement. You can imagine. Pastors are human just like you. Finally, they became a part of this large church in Houston, Texas, a large Baptist church. And there was one Sunday that the Sunday school teacher, the Bible study teacher, wasn't able to go because he was sick. He wasn't able to teach, so they asked Dwayne. Of course, they knew that he was discouraged and maybe thought maybe they could, be encouragement to have him teach. And so they asked him to be the substitute teacher. And he's like, I can't teach. I mean, you don't want to listen to this voice. And so they hooked him up with this microphone, this special microphone where you could just barely hear what he was saying and understand it just a little bit. And that Sunday, as he was teaching in a Southern Baptist church in Houston, Texas, it was the only Bible study class in the entire church that actually would audio tape the lesson, because with it being a large class of over 150 people, there might be 1 or 2 that weren't there, so they would tape it and then give it to people who were absent, who weren't there. Have 2 or 3 tapes laying on the table each week for people who maybe missed the previous week. So they recorded it. It just so happened that the lesson that was lined up, this curriculum that was lined up, even by the denomination, it came on Psalm 103. He begins to teach. And of course, he's trying to explain the fact that God doesn't heal all the time. Of course, here he is with this voice, and so he's saying, God forgives all our sins, but he doesn't always heal our diseases. I want you to listen to this audio tape. Pastor Dwayne Miller. So when the psalmist writes, and he heals all my diseases, let me say to you that I believe God still heals. That hasn't ended. That is not over. Now you have to be careful around how you do this, because there are folks who carry things to an excess and it becomes a show. And God has never intended that be what it is. God heals in his sovereign will. I don't know why God does things that he does, but I know that he does. And the only thing he requires of me is to allow him to be God and me to be me, and let it be. To say that every single person will always be healed because Jesus died on the cross is a misinterpretation of Scripture. Not true. Won't work. Isaiah 53 doesn't talk about physical healing. I'm sorry. That's just not the context. And to impress that there causes a misinterpretation of Scripture. That's wrong. On the other hand, to say that since we don't have anything after the book of Acts, that miracles ended in the book of Acts and they never happen again is equally as wrong. Because you have put God in the box both ways.
he says, and he redeems my life from the pit. Now, I like that verse just a whole lot. I have had, and you have had in times past, pit experiences. We've all had times when our life seemed to be in a pit, in a grave. And we didn't have an answer for the pit we find ourselves in. And I don't understand this right now. I'm overwhelmed at the moment. I'm not quite sure what to say or do. Sounds funny to say, I'm lost for words. Thank you, Lord. He redeems my life from the pit and crowns me with love and compassion. He satisfies my desires with good things, so that my youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. The Lord is compassionate and gracious. The Lord is slow to anger. The Lord is abounding in love. The Lord will not accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve. That's mercy. Or repay us according to our iniquities. That's mercy. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far as he removed our transgressions from us. Amen. Ek het gevoel vandag om hierdie te speel. Ons doen die lewende God. Vader het baie keer ding op ons pad. Dit toelaat. Die vyand gaan bly aanval. Ekskuus. Hy gaan bly aanval. Hy het tot vir Paulus aangeval. Die vyand het my weer bang maak so 2-3 weke terug wat ek agtergekom het ek het doodbedruk gehad. En met 'n keuse gaan jy begin pille gebruik as 'n vinnige oplossing of gaan jy vashou? Gaan jy vashou op Vader wat die geneesheer is? Yahweh Rapha is sy naam. Hy is die geneesheer. Dit sê Allah vir my wys dat die pille begin gebruik sal ek begin gebruik, maar tot dan want ek vashou dan. Hierdie week het gekom en ek begin siek word. Soms vroeg ek bereid voor oor gesondmaking. Hier gaan my stem weg. Ek gee 'n stuk wat ek speel oor 'n ou wat sy stem wegraak. Waar gaan my stem weg? Die vyand gaan nie ophou nie, maar ons moet bly vashou aan Abba. Maar die vraag vandag is vir julle, vra as Boeta en Sissa, gebruik jy jou siekte om te keer dat jy nie jou roeping uitleef nie? Het al so gemaklik geword soos daai man wat by die langs die bad van Bethesda sit, vir jaar na jaar, wat net nie die verskoning gebruik, maar ek kan net nie gou genoeg in die bad inkom totdat die engel te roer om genees te word nie.
Baie keer, wat Yeshua sê, hy maak nog nie sê, staan op pad jou bed en loop. Baie keer sit jy, bly jy langs die bad van Bethesda, om hy aandag te kry deur jou siekte. Dan gaan jy bly siek bly. Maar die dag as jy sê, Abba, ek gaan vandag my bed optel, en ek gaan begin stap, maak my genees my deur die Gees, dan, jy glo, jy tel jou bed op, jy skuif nie jou bed nie, jy tel jou bed op en jy beweeg, as dit Vader se wil is, sal hy jou genees. Want die vyand bring struikelblokke soos hy vir Paulus gegee het, om nie te kan bedien nie, of nie om jou roeping uit te lewe nie. Maar die keuse is joune. Die keuse is joune vandag. So as jy vandag hier sit en jy sit met hierdie siekte, dan kom, dat ons jou salf, tel jou bed op en loop. En gaan Sondag nie meer nie. Want 'n sonde wat baie keer maak dat jy sit en wat jy sit. Miskien wil Papa jou dalk eers dat jy jouself nie grond soos Dawid om te grond het. Vader, jy grond my hart en wys dalk enigiets is. Vader, wag vir jou. Jy het 'n gawe wat jy dalk sit nie vandag, maar jy is so vas in jou eie aksies. Van kry my net jammer. Meantime is jy dalk 'n stromhou. Meantime is jy dalk hierdie genees, ou wat genees. Ou wat hier genees op iets grond van genesing. Jy sit dan met 'n profesie wat jy dan woord kan gee in 'n bediening. Jy skryf jy dalk 'n uitlegger van taal. Maar jy sit en jy kry jouself jammer die hele tyd. Dis tyd dat die brein opstaan. Dis tyd dat ons brein begin opstaan. Vir sy koninkryk. Ons het julle nodig. Ons het dit nodig. Maar ek bid, Papa, dat hy vir ons hierdie gawe sal activeer hierdie bediening. Op sy tyd. Die gee wat ek nodig het vir sy koninkryk. Die woord sal. Amen. Kom ons sit ons oor. Ons almagtige Vader, Abba, dankie Vader vir hierdie voorreg, Abba. Om te kan leer uit die woord uit. Abba, dankie Vader vir hierdie helde, Abba. Hierdie helde wat gegaan het daai tyd, Abba, en hulle het gegaan en hulle het gesê, maar ons sal gaan. Die discipels het gegaan en hulle het gewag in die bovenplek, het nie geweet vir wat nie. Maar het gewag vir 10 dae lang, vir iets groots. Abba, so wag ons vandag vir iets groots, Abba. Vader, die gawe wat U vir ons het, Abba, om U koninkryk, die grond, Vader, woord te gaan berei, Abba. Soos Johannes gegaan het en die weg voorberei vir Yeshua. Vader, bid ek, Abba, vandag, Abba, die ons hier seën met die gawes wat ons nodig het, Abba, om disciples te gaan maak. Hulle te doop en hulle te leer om alles te onderhou. Abba, mag ons daai honger hê, soos Jesegiel en hierdie scroll, hierdie woord eet. En mediteer dag en nag, en mag ons as Joshua nie, wat ons mond afwyk nie links of regs nie. Dankie vir die woord wat so soet soos heuning is, Abba. Vader, U is die lewende God, Abba, Abba, Jahweh, U is Jahweh Rapha, en U genees tot vandag toe nog. Abba, vergewe ons as ons 'n keer U in die boks wil sit. Vergewe ons vir die keer dat ons nie glo nie. Vader, ek bid vandag, Vader, vir my Sessa en Anuta, wat sit met hierdie siekte, Abba, wat aanhoudend is. Vader, ek bid vandag, Abba, dat U hulle sal salf, Abba. Uit die troonkamer uit, Abba, daai soort sal neersag oor hulle, Vader. Dat hulle sal salf, Abba. Vader, ons bid vir daai persoon, Abba, dat U deur U Gees hulle sal genees. Vader, ons verklaar dat dit is van die vyand af, 'n siekte. Nie van die af. U is te lief vir ons om siektes op ons te plaas. Maar U hou nie terug vir 'n sekere tydperk om ons te leer. Vader, kom leer ons Abba dat ons self, dat ons kan leer as daar nog iets is wat ons moet reggemaak word. En hou ons nederig, Abba, dis ons gebed en ons smeek vandag om ons nederig te hou. Sodat ons die bruid kan stig altyd met liefde en langmoedigheid en sagmoedigheid. Dankie Vader vir genesing. Abba, dankie dat U op nie net siekte genees nie, Vader, maar dat U nie soos verledes genees. Dat
die vloeke vir die kursus, die generational kursus, dat U dit genees. Dankie Vader, dat U alles genees. En al nie einde aan die genesing is nie. Van die ooste na die weste, soos al geskryf is. Dankie Vader. Maar dankie vir vandag, maar dankie vir ons so leer, maar ons kom eer en ons sê vir U dankie Vader. Ek bid almal nou die seën uit vir elke boetjie se wat so sit. Dat U sê ons is deel van Israel. En daarvoor kom ons ons eie weer. Yeshua het vir ons hier wegkom. Ontvang het nou boetjie se. Ja, maar ek gaan Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Parlecha, Bigonega. Yesa Adonai Parlecha, Yasenecha, Shalom. Boetjie sê Abba sê hy sal jou seën. Hy sal jou seën. Abba sê hy sal jou bewaar, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Ken hom net en wees lief vir hom. En deur dit moet jy sy gebooie onderhou. Abba sê hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal aangesig oor jou laat skyn. Mag jy skyn soos Moses geskyn het toe hy covenant ontvang het van Mount Sinai af. Abba sê hy sal jou genees. Vra hom net. En wag op hom. En die glo. Al mag ons daai geloof soos 'n mosterdsaad hê. Ek bid vir daai geloof al. In hierdie bediening. Moet ons sê Abba sê hy sal jou die saad, die shalom vrede gee. Ontvang dit nou. Die vrede daar waar jy gaan, daar by jou huis daar, tussen jou huwelik, by jou kinders, by jou werk, oral waar jy gaan, daar waar ek nou hierdie seën van shalom oor elke boetjie se. Ons kom ontvang dit nou in die seën Yahushua Mashiach se naam. Die seën van Yahweh Elohim, die kragtige werking van U Ruach HaKodesh. Amen.